Goed. Filippense 2 gaan ons saam lees, die woord van die Here, Filippense 2 vanaf vers 1 tot en met vers 5. Het so 5 verse wat ons lees. Filippense 2. Paulus natuurlik skryf hierdie brief terwyl hy in die gevangenis is, verhoor afwagtend, en hy weet wat lê vir hom voor, en hy skryf 'n brief van bemoediging aan gemeente daar in Filippi, plekkie daar in Klein-Asië, omgewing van Turkye vandag, Griekeland en daar omgewing. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, mag dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Die woordjie sin in daai opsig beteken mind, ja. Gesindheid. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Ons lees dit tot sover wat die woord betref. Goed. En nou daar lees. Ek het vir julle gesê net, ons gaan nie praat oor moeder natuur nie, ons gaan praat oor die moeder natuur. Maar het julle al gewonder, hoekom word daar gepraat van moeder natuur? Of moeder aarde? Jy het nog nooit aan gedink hê. Dit gaan daaroor, want 'n moeder is die een wat vrugbaar is en wat lewe voortbring, né? So die aarde bring vrug en bring lewe voort. Dis hoekom hulle praat van moeder natuur of van moeder aarde. Hoekom praat hulle van vaderland? Ook nog nie daaraan gedink hier, né? Dis omdat die man, die pa is uit die grond uitgevat. Hy het stof gemaak, né? Dis hoekom 'n man as hy klaar gebad het, 'n stofring in die bad het en 'n vrou dit nie. Ja, vaderland beteken die man, die manlike figuur is die pioniersfiguur. En hulle is gewoonlik die leierfiguur, en as jy praat van 'n vaderland, dan is dit iets wat jy deur erfenis verkry het of wat jy deur oorwinning verkry het, dan word daardie plek jou vaderland. Maar die woorde, dis die plek van waaraf geboorte ook dan sal plaasvind. Hoekom praat hulle van vadertyd? Ek weet ook nie. Goed. Want as jy so haastig is soos ek, dan is ek nie vadertyd nie. Ek het 'n vadertyd nodig eintlik. Goed. Maar ons praat vanmôre 'n bietjie oor die moeder natuur en wat ons kan leer ook uit hierdie gedagte. En ek wil net so 3 gedagtes met julle deel vanmôre. Nou weet ek ook as ek baie keer sê ek het 7 punte, maak ek gouer klaar as wanneer ek 3 punte het. Maar ek gaan nie so 3 gedagtes met julle deel vanmôre. Maar iemand het die volgende geskryf. Ek wil graag met julle deel, is my baie oulik gedoen ook. So ons kan ongelooflik baie by moeders leer, né? Jy kan leer oor voorsorg. Want hoeveel van ons het al gehoor dat jou ma vir jou sê, sorg altyd dat jy skoon onderklere aan het, weet nie, toe kom jy in ongeluk. Hulle leer ons logika. As jy val, kom hy nie by my nie. Hulle leer ons verstandigheid. Eet jou groente, anders word jy nie groot nie. Hulle leer ons bid. Jy beter bid dat ek hierdie vuilkol uit jou hemp uitkry. Hulle leer ons van die liggaamlike, van die buigbaarheid van 'n liggaam. Want hulle sê vir jou, kyk hierdie vuilkol agter jou op jou nek. Ek meen. Hulle leer ons teen strywighede. Hou jou mond en eet jou kos. Hulle leer ons van volharding. Jy gaan nie sit tot jy alles geëet het. Hulle leer ons van ons wortels. Kies ook eens jou pa. Hulle leer ons aardrykskunde. Dit lyk asof 'n orkaan jou kamer getref het. Dit is 'n paar dinge wat soms so op 'n ligtelike wyse wat iemand geskryf het oor wat ons alles kan leer by 'n ma. Nou baie van dit kan ons seker vereenselwig, ergens het jy dit gehoor. Maar as ons kyk na
dit wat ons van God kan leer, dit wat ons by God vind, dan is daar vir my iets baie mooi ook, wat 'n mens hier kan by mekaar bring, wat betref veral die moeder natuur. En dis wat ek nou vanmôre met julle wil deel, maar lees gou saam met my net die volgende wat ek hier geskryf het. God het homself duidelik in die woord as Vader openbaar, hoofsaaklik, né? En die Bybel is steeds die enigste betroubare bron van waarheid. Net so terloops, ek lees in die week, luister na 'n gesprek, wat hulle statistieke noem van hoeveel mense wêreldwyd, ook in Suid-Afrika, die kerk verlaat. En wat is die grootste rede? Jy sal dit nie glo nie, maar die meeste mense verlaat die kerk, en die groot rede is, mense het net eenvoudig opgehou glo. Hoekom hou mense op glo? Want die woord van die Here is arm in hulle lewens en in kerke. En dis die rede, kom baie kerke leegloop. Maar toe man, ons gaan terug. Ons sien God as die volmaakte, as die Vader van ontferming, van vertroosting. Ons sien hom as die God van liefde. Maar die Bybel openbaar egter ook sekere kenmerke van God, waardeur ons hom nog beter kan leer ken wanneer hy sekere moederlike eienskappe gebruik om homself te openbaar. En dit gaan alles daaroor dat ons hom kan ken. Ons gaan vanoggend na hierdie teksverse kyk, en wat ons moet van kennis neem, ek het daar gesit, ek let wel, God is nie 'n moeder nie. Daar's mense daar buitekant, as kerke, die woke klomp, wat wil hê, mense moet glo dat God is ook 'n moeder. God het homself in die Bybel uitsluitlik openbaar as 'n Vader, wat baie keer ook moederlike eienskappe, wat ons ken in die menslike hoedanigheid, ook vir homself vat. En dis hoe hy is. Maar hy vergelyk homself met 'n ma, want ma's is mos anders. En daar is maar net sekere dinge wat jy nie sommer by 'n pa sal vind. Beteken nie, dit is nie by mans nie. Die wat ek vanmôre gaan hanteer beteken hoegenaamd nie, dat dit nie by mans teenwoordig is, en behoort by elke kind van die Here te wees. Maar dit op 'n sekere manier, in 'n sekere hoedanigheid is dit by veral moeders teenwoordig. En dis wat ek met u wil tel. So die stelling is, wat ek hier verder wil vat ook, God is nie soos 'n ma nie. Mooi hoor, wat ek sê. Want ons kan God nie met 'n ma vergelyk nie, ons kan 'n ma met God vergelyk. God is nie soos 'n ma nie, want ma's verskil en geen een van hulle is volmaak nie. En ons moet altyd God gebruik as die volmaakte voorbeeld. Daar is wel iets in die moeder natuur, ons praat baie keer van die moederlike instink, wat echt goddelik is. Die oorsprong is alleenlik by die Here. Nou daar's 3 dinge wat ek gaan met u oor praat, maar daar's ook dinge soos 'n ma se toewyding, wat ons nie eens môre oor gaan praat nie. Die opofferings wat ma's baie keer maak terwille van hulle gesin, terwille van 'n huishouding, terwille van hulle kinders veral. Ons praat ook nie eens daaroor nie. Ons praat van die onbaatsigtigheid wat daar baie keer by ma's ook is. Dis kenmerke van 'n ma. Maar ons praat oor die beskermende liefde van 'n ma, die ontferming van 'n ma en die vergifnis van 'n ma vanmôre. Want dis 3 dinge wat vir my baie, baie mooi uitstaan. En dis hoe moeders is. En ek wil hê met iets vanmôre baie duidelik raak sien. As ons vanmôre vir u die beeld voorhou van ma's is ontfermend, ma's is beskermend, ma's is vergewend, en jy was al aan die ontvangkant gewees wat dit betref, vra jouself net die volgende vraag af. Hoeveel te meer is God dit? As 'n ma dit kan doen, dis in haar natuur, hoeveel te meer is God en sal God so wees? Hy is in die volmaakte opsig wat dit betref. Ons kan 'n ma se ontferming en sy beskerming en sy vergifnis op 'n so vlak kan ons dit beleef. En ons kan iets daarvan sien van God, maar wanneer jy God geleer ken vir wie hy is, dan gaan jy hom aanbid
vir die volmaakte wat hy is. En hy wil hê ons moet raak sien. En daardie gesindheid moet by ons wees. Dis wat ons gelees het vanmôre. Dis goed om te sê, ek wil eendag ook soos my ma wees, ek wil ook soos my ma optree in sulke situasies. Maar ons ultimate, ons uiteindelike voorbeeld, is nie sy nie. Dis Jesus self. Dis waarom ons moet voorgaan buig. Kom ons kyk in die eerste enetjie. Dis in 'n ma se natuur, is in die moeder natuur, om altyd te wil beskerm, te wil bewaar, te wil koester. En ek weet, daar is sekerlik ook uitsonderings. En dit is jammer as daar dalk van eers of vanmôre hier sit, wat blootgestel was aan so 'n uitsondering. Maar ons praat oor die algemeen. Dis 'n moederlike instink, dis deel van die moeder natuur, om te wil beskerm en te wil bewaar. Hoeveel keer hoor mense ma sê dit? Dis lekker as jy nog jou kinders in die huis het en jy kan hulle almal onder een kombers toemaak, né? Waar kom dit vandaan? Dis omdat 'n ma so is. Want sy wil beskerm. Sy wil toemaak. Sy wil naby wees met haar kinders. En ek gaan die uitdrukking telke male gebruik vanmôre, hoeveel te meer God. En ons wil partykeer, as ons dink aan God se beskerming, dan is ons fokus hoofsaaklik op die liggaamlike, hierdie verganklike deel van ons menswees. Maar God se beskerming oor jou en my begin by ons gees, ons siel en uiteindelik ons liggaam. Soos ons bid vir mekaar se beskerming, behoort ons meer te bid, nie vir mekaar se veiligheid wanneer ons deur die verkeer jaag of wanneer ons ergens in 'n sekere situasie ons is nie. En ons kan daarvoor ook bid, maar hoeveel keer bid ons vir mekaar se beskerming van ons geestelike lewe? Bid ons dat mense ook in hulle sielsdimensie bewaar sal bly, ons emosies, ons innerlike. Dis waar God se beskerming inkom. Ek sê weer, dis nie ons liggaamlike beskerming uitgesluit nie, maar ons moet dalk die volgorde net so 'n bietjie reg kry. In Deuteronomium 32, en iets wat my mooi is in die Bybel, is ek kyk nou hoe die Here met Israel as sy volk gehandel het. En ons kan ons vereenselwig met baie van die dinge wat hulle deurgegaan het en hoe God met hulle ook gehandel het. En ons lees dit dan in elk geval daar een ding is dan 1 Korintiërs 10 wat hy sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die tye gekom het. So dit wat hulle oorgekom het is vir jou en vir my ook tot lering geskrywe. En om ons te waarsku, sodat ons kan sien, daar's 'n parallel tussen hulle, hoe die Here met hulle gewerk het, en ook waar ons vandag is. Nou, as mens kyk na Israel se geskiedenis, hoeveel keer die Here soos 'n moeder oor teen hulle opgetree het. En veral wat sy ontferming betref, wat sy beskerming betref. Kom ons lees 'n paar verse in hierdie opsig. In Deuteronomium 32 vers 10 lees ons, hy het hom gevind in 'n woestynland. Wie is die hom wat hy daarvan praat? So kyk na die konteks. Hy praat hier van Israel as volk, wat die Here in Egipte gaan uithaal het. En hulle eintlik al voor dit by Abraham begin het. En hulle was maar woestynmense gewees. En uiteindelik het hulle as 'n volk geëindig in Egipte in Jakob se tyd. Dit sê 12 seuns. Maar die Here sê, ek het hom gevind in 'n woestynland. Hy het hom omring, op hom ag gegee. Hom bewaak soos sy oogappel. Kom ons stop net gedag. Hoekom het die Here dit gedoen met Israel? Omdat hy net 'n volk gekies het en maar net in 'n volk goed wou gewees het? Nee. Want God het met daardie volk 'n doel gehad. En daardie doel het jou en my bereik. Dat uit die volk Israel is daar 'n verlosser gebore vir die wêreld. So die Here het hom gaan haal, die Here het hom beskerm, omdat hy 'n doel met hom gehad. Israel as volk.
En die Here se beskerming vandag vir jou en vir my, fisiese beskerming nie soseer nie, maar jou en my geestelike beskerming en versterking, waaroor gaan dit? Sodat ons ook ons doel kan bereik vir die Here, om ook hier op aarde vir hom iets te kan beteken. En sy doel in ons lewens kan bereik. Hy het hom bewaak soos sy oogappel, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Dis hoe die Here met sy volk Israel gemaak het. Ek wens ek het tyd gehad om vanmôre met u daaroor te praat, oor hoe 'n arend met sy kleintjies te werk gaan. Dis 'n baie kosbare boodskap. Maar die Here gebruik hierdie vergelyking soos 'n moeder arend sorg neem vir haar kleintjies. En hulle opneem, want as ek net so 'n bietjie daar kan invul, wat hulle doen met 'n arend as hulle begin groter word en hulle vlerke het al mooi ontwikkel, dan is daar tyd dat hulle moet uitgeskop word uit die nes uit, né? En dan doen sy dit. En sy doen dit nie op 'n ligtelike manier, sy skop hom uit, letterlik. En arende bou hulle nes nie soos 'n hoender op die grond. Ons ander sekere voorsien, hy bou op die hoogste plek. En as jy daai kyk uit die nes uitskop, en hy kan nog nie behoorlik vlieg nie, dan is daar net een pad vir daai kyk en dis grond toe en dit is te pletter. Wat doen sy? Sy gaan agterna en sy vlieg onder hom in en sy vang hom op haar rug en sy vat hom terug en sy gaan hom weer terug in die nes. Tot volgende week, né? Nee. Sy sit hom terug in die nes, sy doen waaragtig dieselfde ding. Sy skop hom weer uit. En dan doen sy dieselfde ding, sy vlieg weer onder hom in. En wat sy intussen tyd ook doen, sy begin daar die nes waar hy ingewoond was vir baie langs, begin daar die nes om te krap. Nou is dit nie meer net sagte veertjies en allerlei sagte donsies en goed is na nes nie. Sy maak daai nes ongemaklik dat hy nie kan sit nie. Die stokke en die goed is. Sy krap hy nes om. Hoekom doen sy dit? Want sy het 'n plan met daai kykker. Hy gaan nie kykker bly nie. Hy moet vlieg, hy moet leer vlieg. En dan skop sy hom weer uit. Tot op 'n punt kom, wat sy hom nie meer hoef te vang. Dan vlieg hy self weg. Nou die Here doen dit met jou en vir my ook. Dat ons baie keer uit ons comfortzone uit wil haal. En dat ons baie keer moet leer ook, om te vlieg daar buitekant, om selfstandig as kind van die Here op te tree. Om verantwoordelikheid te vat vir ons geestelike lewens. Om verantwoordelikheid te vat vir die lewe wat ons ontvang het van Vader af. Maar hy sê, soos 'n arend sy nes opwek, daai woordjie opwek beteken deurmekaar krap. Oor sy kleintjies sweef, dophou, sy vlerke uitsprei, vang, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels terug nes toe en maar weer dieselfde storie. Dis hoe die Here ook met sy kerk maak. Dis hoe hy met jou gaan maak. Want ons moet leer vlieg. Ons moet leer om dit wat die Here vir ons leer in sy woord te gaan uitvat na buitekant. Te gaan uitleef. Hy sê vir Israel in Jesaja 46 vers 3, luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte. Kyk wat die Here hier inbring. Daar's nie 'n fase van ons lewens, jy gaan dalk nie alles kan onthou nie. En dalk sal sommige wat dit nie sal wil erken nie. Maar daar was nie 'n fase in jou lewe wat die Here nie van bewus was. Daar was nie 'n dag en 'n oomblik in jou lewe gewees wat God nie geweet het, wat vir jou voorlê, waar jy vandaan kom, en wat sy plan vir jou is nie. Die reg en die verkeerd, hy weet van alles. Van die moederskoot af, draai vir ons, met 'n rede. Nie sodat ons eendag uiteindelik baie geld kan maak en suksesvol kan wees en vir hierdie wêreld kan lewe nie, en vir tydelike dinge kan lewe nie, maar dat ons skepingsdoel kan bereik, en dit is om God te verheerlik op hierdie aarde. Om as sy verteenwoordigers hier op aarde te lewe. Om 'n beelddraer van God te wees, beteken nie, jy lyk soos God. Beteken jy verteenwoordig God. Ek dra sy beeld
uit na hierdie wêreld. En hoe lyk sy beeld? Die gesindheid van Jesus. En dis nie net ma se verantwoordelikheid. Dis jou en my, elkeen kind van die Here. Want vanmôre sê ek as kind van die Here, dis jou en my verantwoordelikheid. Psalm 22 vers 10 gaan hy verder, kyk hoe beskryf hy dit hier ook. Hy sê, ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, as U my God. Dawid praat hier. Dis hoe hy dit beleef. Sy ouers het God gevrees. Hy het dit van kleins af geleer. En hy het sy eie gemaak. Ons almal ken Psalm 91, sekerlik baie goed, né? Ons sit hom agter op hulle karre om die kar te beskerm. Een sticker kan nie jou kar beskerm nie, hoor. Jy moet daardie woord in jou hart bære. En ek moet aan daardie woord vashou. Jy moet aan die God wat dit gesê het, vashou. Kyk wat sê, hy wat in die skuilplek van Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerk en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Nou kom ons vra vir onsself die vraag af, as hierdie teksvers bedoel vir die fisieke, hy wat in die skuilplek van Allerhoogste sit, is dit letterlik of is dit geestelik bedoel? Want as daar so 'n skuilplek is van die Allerhoogste en dit is fisies bedoel, liggaamlik bedoel, dan is ons nog een dag gewees. Ek kry. So hierdie is geestelik. Maar dit is hy sê, hy dek met sy vlerke, onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Ons ken almal Psalm 121 ook. Waar staan Psalm 121? Kan jy onthou? Julle moet ons daai ken. Nie Psalm 23 ken nie, hoor, jy Psalm 121 kan jy ook maar leer. Psalm 121, hoe begin hy? Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan gaan hy voort, hy sê, hy kan jou voet nie laat struikel nie, jou bewaarder kan nie sluimer. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Beteken dit letterlik? Hoor, ons gaan verder sê, die son sal jou bedag nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onder. Hoor, hier kom hy nou. Jou siel sal hy bewaar. Ons kan die Here vertrou vir ons liggaamlike beskerming, geen probleem, ek sê weer. Maar ek moet daar begin. Here, bewaar my siel vandag teen versoekings, teen misleidings, teen verleiding, teen sonde, teen die bose. My siel is in sy hande. Jou siel is in sy hande as hy aan die Here oorgegee is. Baie mense kan roem op die Here as my bewaarder, dan dink hulle net aan die liggaamlike, net aan die fisieke. Maar die Here vat verantwoordelikheid vir jou siel, vir jou innerlike, vir jou onverganklike deel van jou menswees, wanneer jy dit aan hom oorgegee het. Wanneer jy aan hom behoort. Want hy het jou gekoop, hy het jou siel gekoop met sy bloed. Daarom moet ons God verheerlik in ons mens wees. Want hy is gekoop. Hy tree vir ons in. God se beskerming. God se bewaring. Die nabyheid van die Here is baie meer as 'n ma se. Al die baie goeie herinneringe van jou ma. En ek sê dit met respek. Ek sê dit binne konteks dat jy dit verstaan.
jou ma, staan nie 'n kans teen die Here nie. Al was sy hoe. Eerbied vir dit, vir jou gedagtes, vir jou herinneringe, as sy kom nie naby Vader. Want hy is soos die beste ma, as dit kom by jou beskerming, verantwoordelikheid vir jou te vat. Goed, die tweede plek. Ek vandag beweeg hier dan in. Die moeder natuur is altyd vol ontferming en troos. Dis 'n algemene feit. Ek weet daar's uitsonderings, maar is algemeen, dat wanneer 'n kind seer kry, wat doen hy? Hardloop nie na 'n pa toe nie. Nee, jy hardloop nie om haar toe. My pa gaan weer sê, maar ag man, is niks nie. Dis erg nie. Be a man. Wat sê ma? Foto. Dis wat die kind wil hoor. Nee. Hou nie daarvan wat pa vir hom sê nie. My kind is ook so groot geword. Hou nie van ons as by my kom huil nie. Ek sê, gaan sê vir jou ma. Hoe so gevoel soos ek nou klink nie, hoor. Maar dit my soms partykeer sommer reguit gesidestep en sommer reguit maak. En as ma nie daar is nie, dan was ek daar. Maar dis 'n ma se aard. Dis nie moeder natuur om altyd te wil ontferm en te troos. Om te koester, kan van hy woord. Dis in 'n ma se natuur om altyd vol deernis te wees. Te ly. En dis waar ek my vrou ook as ma in hierdie gemeente so. Want ek is 'n feite mens. Hartsmens. En sy vul my soveel aan. Want ek nie altyd die medelee kan hê wat 'n man het nie, dan kom sy in die prentjie. Daar was ooms en tannies gewees in die gemeente, in die verlede, ek gaan nou ver teruggaan, ek kom al lank. Van die tannie gewees, die tannie het verskriklik baie oor haar eie siektetoestand gepraat. Dis al waar sy oor kon gepraat. En dan bel sy. Jy moet mooi verstaan hierdie storie. Nou bel sy. Nou begin sy. Hallo, toe man. Nou hoor ek, die tannie, sy's nie lekker vandag nie. Sê ek, hallo tannie. Hoe gaan dit sommer? Nou begin sy uit te pak. Ek wat tannie, probeer ek haar 'n bietjie in die realiteit in te bring. En dis, daai oproep is 3 minute, 4 minute, en as is klaar, dan is hy tannie op 'n ander plek. Dan sê beter, en dan gaan sy aan. Dan dis nou hoe ek het doen. Meeste van die tyd. Dan bel sy, dan antwoord aan die tel. Dis nog die tyd toe Telkom nog gewerk het. Nou bel hulle haar direk. Daai tyd toe moes hulle op die telefoon gebel, op die huistelefoon, dan antwoord aan net. En dan begin daai tannie uit te pak. En 'n halfuur later, dan sê van net wys. Hoekom? Sy is 'n ma. En sy is vol ontferming, en sy is vol troos, en sy luister na die storie. Dis hoekom ons saam in hierdie ding is. En ek sê nie sy lewe nie in die realiteit nie. Maar sy gaan in die mense se realistiese realiteitsemosies in. Ek wil hulle uit daai emosies uitkry en in die realiteit van die lewe inbring. So dit baie keer, dis twee wêrelde, dit is twee verskillende benaderings, maar uiteindelik moet ons by een punt uitkom. So dis hoe dit werk, want 'n ma is so. Nou as uitsonderings, ek weet dit, maar medelee, deernis, aanraking, dis dinge wat mens waardeer in 'n moeder vergee.
En ek het baie goeie ouers gehad. Maar ek het sonder aanraking groot geword. Ek moes dit leer. Maar Sion sê die Here het my verlaat. Hoor dit sê, en as jy praat hier van Sion, dan praat jy van Israel. Dit is 'n ander verwysing of 'n ander manier wat dan verwys word na Israel as volk. Maar Sion sê die Here het my verlaat. Kyk wat is hulle reaksie, wat is hulle uitspraak wat hulle hier gee, terwyl hulle in 'n moeilike situasie is. Die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Hoor dit antwoord die Here, hy sê, kan 'n vrou haar suigling vergeet? Dit sê haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. Jy vra eers hierdie retoriese vraag, sal 'n vrou haar babatjie wat sy besig is om te soog, om hy weggooi? Ja, jy kry dit vandag. Maar dis uitsonderings. Hier praat hier in hierdie gedeelte van die reël. Sal dit as 'n reël gebeur? Nee. So die antwoord op hierdie vraag, kan 'n vrou haar suigling vergeet dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Die antwoord is nee. Dan kom die Here in en hy sê, of skoon, hulle sou vergeet. Daar bestaan 'n moontlikheid. Daar is 'n uitsondering op hierdie reël. Dit kan gebeur. Maar nie sommer nie. Nogtans sal ek jou nie vergeet. Ek het jou in die handpalms gegrafeer. Jou mure. Jou blyplek. Jou vertoef hier op aarde. Is die altyd voor my. Wat 'n beeld van God se moederlikheid as ek dit so kan stel. Wat maas, aardse maas, by God moet gaan leen. Maar hy het dit in hulle gesit. Maar hy sit ook in elke kind van die Here. Maas gebruik hy om het partykeer, en ek sê dit met groot respek, om partykeer net hierdie ding so 'n bietjie onder ons neuse te vryf, en te sê, watch, sien jy dit? Dan sê hy, gaan hy verder in Jesaja 54, hy sê, vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, jy het teruggetrek, maar met groot ontferminge sal ek jou vergader. In 'n uitstorting van toorn het ek vir 'n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here jou verlosser. God se ontferming is net eenvoudig soveel anderste, soveel meer, soveel groter as die van 'n moeder. Alles 'n moeder se, hoe mooi, hoe goed, hoeveel te meer hy. Kyk wat sê in Jesaja 66, vers 12 tot 14. Want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe soos 'n rivier, en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom. En julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroetel word. Hy praat hier van sy volk. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. In Jerusalem sê hulle getroos word, is pad op die uiteindelike, né? Aan die einde van die tyd, en julle sal dit sien, julle hart sal vrolik wees, julle gebeente sal groei soos die jong gras. Nou verder gaan. Want dit is die hart van die Here se ontferming, en waarvan hy 'n bietjie in 'n moeder gesit het, sodat ons kan sien, hy is soveel meer. En dan daai teksvers wat ons almal seker al ergens gehoor het, wat vir my spreek van Jesus se ontferming. Daar in Matteus 23 vers 37, waar Jesus op pad is kruis, en hy sit buitekant Jerusalem, sit hy en hy kyk oor Jerusalem, en dan sê hy hierdie woorde, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete stenig, doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kyk. Maar jy wou nie. Het jy al gesien wat doen? Ek het so rukkie terug, ek weet ek het nou vanmôre dit kon saamgebring het. Maar ek het so rukkie terug het ek 'n videoetjie gesien van 'n hoenderhen in 'n veldbrand of in 'n brand. En sy het oor haar kykens gaan sit en hulle beskerm. En toe hulle by die toneel kom opruim en so, en toe kry hulle die hoenderhen daar. Toe sy dood. Maar toe die hoenderhen oplig, toe sit die kykentjies almal omtrek. Sy het dit gevat vir hulle.
En dan is my die volmaakte beeld van die Here se ontferming oor die mens. Dat hy bereid was om kruis toe te gaan en die toorn van God op hom te neem, sodat ek en jy veilig kan wees, sodat ek en jy gered kon. Maar dit is baie keer wat kinders van die Here, wat mense nie verstaan nie, is dat Jesus ons nie gered het van sonde nie. Jesus het ons aan die kruis gered van die toorn van God, want God moet sonde straf, hy moet daarmee deel, en hy het daarmee gedeel, toe hy sy seun gestraf, en sy toorn op sy seun uitgegiet het. Sodat ons onder sy vleuels gered kon word. En dis waaroor Jesus geween het oor Jerusalem, want hy het gekom vir dit, en hulle het hom verwerp, ten spyte van dit. En is vandag nog so, dat jy vir mense kan vertel van Jesus, en wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, dan trek mense skouers op, so wat. En dan kom as hierdie woorde vir daai persoon, en ek bid, en jy kan dalk 'n naam hier invoeg. En ek wil nou nie iemand vanmôre uitsal, maar kom ons gebruik toe maar sommer iemand se naam, Johannes. Hoe dikwels wil ek jou al gered het, en hy het uitgereik om gered te word. Sit jou naam vanmôre hierin, en hoor die stem van die Here wat sê, ek het jou by jou naam geroep. Hoe dikwels het ek al met jou bemoeienis gemaak, hoe dikwels het jy al die uitnodiging gehoor, kom na my toe, kom nou, maar jy wou nie. Dis 'n moeder. Hoeveel keer lees ons, ek het dit nakies gesê daar, hoeveel keer lees ons in die Bybel, en veral in die Nuwe Testament, in die 4 evangelies, dat Jesus het mense na gekyk, dan lees ons, en het vir hulle innig jammer gevoel. Ja, is 'n teks wat ek dink is Hosea 1 en Jeremia, altyd verwys daarna, wat hy praat van, die Here kyk praat met sy volk, en van sy volk, en sê, my ingewande is in beroering in my. Dis die mees intense vorm van ontferming wat in die Bybel beskryf word, en jy vind dit net by God. My ingewande, my binneste is in beroering oor jou. Omgekeer in my, dink ek sê in Hosea. Dink ek hierdie teksvers, ek weet nie waar is dit nou nie. Jy is op die volgende blad, ek gaan nou vir dit. Hardop 'n bietjie vooruit. Maar dis die Here. En dis 'n bietjie van die moeder natuur wat ons van hom kan sien. Goed, ons gaan by die laaste gedagte, die vergifnis. Dis in die moeder natuur om te vergewe. Ek kan vir hoeveel verhale vertel van ma's. Miskien sit hier vanmôre van hulle ook hier, wat ervarings en geskiedenis het dalk met 'n kind of met 'n klein kind, wat jou verskriklik leed aangedoen het, wat jou verwerp het, wat jou beledig het, wat jou verag. Maar weet ek het nog bitter min 'n ma gesien of gehoor wat van so 'n kind sleg praat. Ek het hoeveel keer al geval, dan kom ek met ma's te doen, dan vertel hulle wat hulle kind aan hulle gedoen het, waar hulle vandag sit in ellende as gevolg van 'n kind wat het my aangedoen het. Dan skud ek net my kop en sê ek, Tannie, ek bewonder jou. En dit wat jy openbaar is nie jouself. Dis goddelik. En dan kom hierdie woorde baie keer, Dominee, maar dit is my kind. Een kind word nie sommer deur 'n ma afgeskryf. Nou vra ek vir jou, hoeveel te meer God? As jy vanmôre dalk dink, die Here het my vergeet, hy het my afgeskryf, ek het te ver gegaan, ek het te veel gesondig. Nee. Dit bring ons by die laaste gedagte, hy vergeef menigvuldiglik. Na die goddelose dan net sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagte, dis bekering. Nie van 'n tyd vandag waar dit vir mense te maklik gemaak word. Jy moet net 'n sondaars gebedjie bid, jy moet net 'n oorgawe maak, jy moet Jesus in jou hartjie innooi, en dan is jy gered. Dis nie waar nie. My Bybel leer my nog van Bybelse bekering.
om my rug te draai op sonde, om my gesindheid te openbaar te Here. Here, ek is gewillig om te breek met dit, ek kom na U toe. Ons wil alles quick fix. Maar die Here het 'n ding in plek gesit en gesê, bekeer jou. Wend jou tot my. Kom na my toe. En dit beteken, ek moet draai. Dat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onsse God omwend, want hy vergeef menigvuldiglik. Daar's nie sondes te veel nie. Daar's nie sondes te groot nie. En hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel verhewe is bo die aarde, soos my gedagtes verhewe bo julle se. Dink aan 'n ma wat vergewe. Dan bring ons hier teksvers in. Dit wat ek is, wat God sê, is verhewe bo dit. God se vergifnis is, met respek gesê, julle gaan verstaan, is next level. Is op 'n ander vlak, is goddelik. En julle sal met elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle sal almal my ken. Klein en groot spreek die Here. En ek sal ongeregtigheid vergewe en hulle sonde nie meer dink nie. Want dis wat God met ons sonde doen, hy dink nie weer daaraan nie. En soos ek maar deur die jare dit gehoor en gesien het, 'n ma gaan nie as haar kind teruggekom het, vergifnis ontvang het, alwees die hoeveelste keer vir hom, dat ons sy neus die hele tyd vryf nie. Nee, te doen as 'n ma, dit verkeerd. Want God doen het. Jesaja teksvers, Jesaja 11 vers 8. Ek het ervan verwys, hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma, jou gelykstel met Seboim? Net so net gevoel daar stop. Weet julle wat is Atma en wat is Seboim? Het julle al gehoor van Sodom en Gomorra? Nou, daar was 4 stede gewees. Die Bybel praat van Sodom en Gomorra, maar daar was ook Atma en Seboim, nog ander 2. Hulle is al 4 almal verwoes. Alright, so Atma en Seboim, die Here kon net wel gesê het hierso, hoe kan ek jou gelykstel met Sodom en Gomorra? Wat hy met Sodom en Gomorra gemaak het, het uitgewis. Hy het die reg gehad om dit te doen, want Israel het van die Here af gehooree. En sê, hoe kan ek jou gelykstel met Seboim? My hart is omgekeer in my, tegelijkertijd is my medelyde opgewek. As 'n Griekse woordjie in die Nuwe Testament wat baie aansluit by die woordjie splegnon, dit beteken jou ingewande, dit voel jou maag maak so. Jy daai ding ervaar beteken amper dit. Maar die Here sê, my hart is omgekeer in my. Ingewande is in beroering oor jou. Ek is ontstel. En terwyl ek ontsteld is, gaan ek nie kwaad wees nie, ek gaan my ontferm. Hoe klink dit? Hy sal hom weer oor ons ontferm. Ons ongeregtighede vertree, ja, u sal ons sondes in die diepte van die see werp. Ek dink ek het dit met die seniors het ek het nou rukkie terug genoem. Ek lees nou so rukkie terug van 'n prediker, ou prediker, toe oor hierdie teksvers gepreek het, to say, God will throw all your sins in the depth of the ocean. And he will put a sign up, no fishing. Die Here ons sondes in die diepte van die see werp, niemand gaan dit kan uitvis nie. Niemand kan dit opdiep nie, want is God. Wees vriendelik in ontferming teenoor mekaar. Jy sien, hier kom die moeder natuur wat ons oor gepraat het. Dit moet nie net by moeders wees nie. Nou word 'n persoon en nou kom dit in die gemeente in. Hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Daai eienskap moet by ons almal teenwoordig wees. Vergeef mekaar
soos God in Christus jou vergeet. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Vergewe en spreek vry en beweeg aan. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ons sluit af met die gedeelte wat ons mee begin het. Dit was Filippense 2. Nou met dit wat ons nou oor gepraat het oor die beskerming, die bewaring, die nabyheid van die Here, en ook die ontferming van die Here en sy vergifnis. Vat Filippense 2 vers 1 tot 5 en ek my sit so mooi saam. As ek nou gaan lees na die boodskap, gaan hierdie gedeelte meer sin maak, meer duidelik wees, vertrou ek. As daar enige troos in Christus is, kom ons draai net goeie teksvers om. As jy dan nou sê ek is deur die Here getroos. As jy nou werklik sê ek ervaar die troos van die Here. As daar enige vertroosting is in die liefde, julle glo dit, julle maak daarop staan. Ek sien dit by julle. Dis daar. As daar enige gemeenskap van die Gees, dinge wat hulle op geroem het, dinge waarop hulle staat gemaak het. Hy sê as daar enige innige tederheid en ontferming is, soos dit behoort te wees, maak dan my blydskap volkome. Paulus praat nie. Dis nie die Here wat praat nie, Paulus praat. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, all be of one mind, the mind of Jesus. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se. Want dis ontferming. Ons is ingestel op mekaar se beskerming, mekaar se veiligheid, nie wanneer ons in die kar klim en moet ry nie, maar wanneer ons in hierdie wêreld moet beweeg en ons is blootgestel aan die bose van hierdie wêreld. Ek dink daar gaan minder kinders van die Here in sonde val, wanneer ons mekaar bid vir daardie dinge. Want hierdie gesindheid, wat 'n gesindheid. Hy noem dat hy moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Wat nie uitgeskelk nie, wat vol ontferming was, wie se belange hy op sy hart geneem het, wat vol vergifnis is, wat homself onderwerp het, wat homself geoffer het. Dis hy. Dis die moeder natuur. Seën vir elkeen van julle. Ons kan dit doen. Want as jy sê ek het Christus Jesus in my lewe, as ek daarop roem, ek het die lewe ontvang, dan moet hierdie dinge ook by jou en my teenwoordig wees. Ons moet bewus wees daarvan. Ja, mans gaan dit op 'n ander manier dalk doen as vrouens. Dit beteken nie vrouens gaan dit beter doen nie. Gaan dalk net in sekere situasies meer effektief wees. Maar uiteindelik die gesindheid van Jesus. Dis waaroor dit gaan. Die moeder natuur kom van God af. Die Jesus natuur kom van God af. Jy kan dit net ontvang wanneer jy weergebore word. Jy kan dit self nie fabriseer nie. Jy kan dit nie namaak nie. Dit moet in jou opstaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid vanmôre dat U in elkeen van hierdie gedagtes wat ons genoem het, en dis maar 3, wat U beskerming, U bewaring betref, U ontferming en die vergifnis betref, U deernis, U toewyding, dinge wat ons baie keer in ons aardse moeders sien en beleef het,
kan ons in die oorweldige groter mate by U ook van seker wees. Want Here, ma's is baie keer soos U. U is die volmaakte. Here, leer vir ons ook as gewone mens, elkeen van ons as U kinders, om ook hierdie eienskappe in ons lewens te kan hê, te kan beoefen, te kan uitdra, of mekaar se beskerming, se welstand te bid, sodat U dit doen. Om met mekaar se welstand ontfermend ingestel te wees, deernis vir mekaar te hê, soos U, en gou te wees, om mekaar te vergewe en vry te spreek, volkome soos U. Here, ons bid U seën oor elkeen, en dat U deur U Gees ook van hierdie woord in ons harte die naprediker sal wees. Amen.